Die titel van die les vanmôre, onder die invloed van die Heilige Gees. Ons versterk nou die les wat ons reeds het, die gereedskap raamwerk in ons dit, Daders van die Woordskool, les 3. Watter behoeftes spreek hierdie les aan? En dit is ons hele bediening. Omdat ons nie selfsugtig is nie, dat vol is van die Heilige Gees, vol is van die Woord, sien ons behoeftes raak ons. Ons kyk nie net na onsself, ons eie probleme, ons eie behoeftes nie, maar omdat die liefde van die Here binne in ons is, en die Heilige Gees ons wat voortdryf in die liefde, sien ons behoeftes raak. En dit is 'n wonderlike geleentheid, sien jy ons al? Dit is 'n wonderlike geleentheid om dan jou bediening uit te leef. En daarom is hierdie raamwerke ontwikkel, ons noem dit gereedskap, kas, toolbox, en dan kan jy dit gebruik, dit is 'n opsomming, die raamwerk, en jy kan dan mense bedien op die vlak van hulle behoeftes. Is dit nie wonderlik nie? Dit is kinderlik eenvoudig. Nou, watter behoefte dan spreek hierdie les aan onder die invloed van die Heilige Gees? Les 3. Dit spreek die volgende behoefte aan. Wanneer ons sien mense sukkel met kragteloosheid. Kragteloosheid word veroorsaak deur vreesagtigheid, 'n vreesagtige sienswyse. Jy sien mense het angs en vrees, veral vir die wêreldgebeure. Want deesdae het ons almal op ons fone, op wifi, op ons televisiestelle, gedurig word ons gebombardeer deur wêreldgebeure oral. En dan natuurlik skep dit by baie mense vrees. En dit maak jou kragteloos, dit verlam jou. Vrees beheer jou en beperk jou. Dit bring jou tot 'n stilstand. Groot deel van die moderne kerke vandag gebruik sogenaamde eindtydgebeure as 'n taktiek om vrees in te boesem en daardeur mense te beheer. Dis wat Satan se hoofdoel is. Hy beheer jou met vrees. Jesus kom en hy bring vir ons geloof. Dis die remedy, dis die oplossing. Nou, hier was 'n man wat so geregres het, dis die regte woord, wat so agteruit gegaan het, wat so tot stilstand gekom het. Die teenoorgestelde van regres is progress. Ja. Progress, sê amen. Hierdie man, eerste ding wat met hom begin gebeur het, hy het gesien dit is te gevaarlik aan buite. Toe besluit hy gaan nergens meer nie, hy bly in sy erf. Later toe word dit erger, besluit hy gaan nie meer die huis uit gaan nie, want dit kan gevaarlik wees in die erf ook. Dan kan 'n voël op jou kop dalk gaan sit, of dinges op die bloemse tak kan breek en op jou kop val. Later het hy net in die huis gebly. En later het hy ook nie meer geskeer nie, want sê nou maar net, hy sny per ongeluk sy nek slaghaar af, en dan bloei homself dood. Hierdie was 'n werklike situasie. Later bly hy liewers net in sy kamer, want die res van die huis het nou te gevaarlik geword. Kan jy sien, beperk dit sy beweging. Later sit hy liewers net op 'n stoel in die kamer, want dit raak ook te gevaarlik om rond te beweeg. Net dan val hy en breek sy heup. Uiteindelik het hy besluit, dit is nog beter om eers net op die bed te gaan lê en net daar te bly, as jy op jou veiligste. Gelukkig kon iemand onder die invloed van die Heilige Gees om bevry deur die gees van vrees uit hom uit te dryf in die naam van Jesus. En hierdie persoon het dit soos volg gedoen. Die salwing het oor hom gekom en hy het vir die man begin bid daar op die bed en hy het hom uit die man opgetrek en sê, kom, staan op in Jesus naam. Die man sê, nee, ek kan nie, en hy sê, staan, sit. En toe help hy hom met sy een voet, been van die bed af, en die ander been, en toe sê hy, nou staan jy op in Jesus naam. En uiteindelik toe die ou gestaan kry, en die ou is vol vrees,
toe begin hy en sê, nou loop jy, dan staan hy so agter hom, en skop hy hom so op die hart keer, dan is een voet na die ander, en sê, loop nou! En so die man begin loskom, en die salwing het oor hom begin kom, en die krag van die Heilige Gees, en hy is heeltemal bevry. Die gees van vrees is uit hom uitgedryf. So mense, weet wat? Hoeveel mense kom ons teer? Miskien luister jy nou na hierdie boodskap, en jy sê, waar, pastoor, jy praat eintlik nou van my? Ek is baie bang. Mense wat skaam is om uit te reik. Hulle wil nie gaan na ander mense toe en hulle behoeftes aan te spreek met die liefde van die Here. Nee, wat sal mense van my dink? Skaam is ook deel van vrees en angs. Maar weet jy wat? Die probleem word opgelos wanneer jy gevul word met die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees in jou sal jou laat progress, sal jou laat uitreik na die mense om jou. En jy sal begin lewe en dan alles van jou sal begin progress. Sal verbeter. Dinge sal beter gaan in jou finansies, dinge sal beter gaan in jou verhoudinge. Jy sien, wanneer ons selfsugtig raak en ingekeer raak en net vir onsself lewe, dan begin dinge lelik skeefloop in ons lewe. Ons is nie gemaak om so te wees nie. Ons is gemaak om te progress, om vorentoe te gaan, om uit te ry. Stem saam, sê amen. Laat my dink aan die 12 verkenners in Numeri 13 vers 30 tot 33 lees ons. Hulle moes uitgaan om die land te verken vir 40 dae en die beloofde land. Josua en Caleb het geprogres. Hulle het vooruit gegaan want hulle was onder die krag van die Here, die Heilige Gees. Hulle was gelowig. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus, sê almal gerus, optrek. Gerus is altyd 'n teken van geloof. Sê almal, hulle wat geglo het, gaan die rus in. Daar's rustigheid in mense wat glo, wat onder die Heilige Gees is. Laat ons gerus optrek en die land in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Gerus is geloof, en dit is onder die invloed van die Heilige Gees wees. Onrus is vrees. En vrees ontstaan wanneer ons nie onder die invloed van die Heilige Gees en geloof is nie. Stem saam. Amen. Die ander 10 manne van die verkenners wat saam opgetrek het geregres en gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle was vol vrees, sodat hulle dan 'n slegte gerug onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het. Jy sal vind dat mense wat in ongeloof en in vrees is baie lief om slegte gerugte te versprei. So hulle vererger hulle eie vrees, hulle eie angs, want hulle praat die hele tyd net oor probleme. Die land wat ons deurgetrek het om te verken, nou is hierdie ouens wat nou so negatief is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daar gesien het, is groot mense. Reuse. En ons het ook reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. Nou luister nou wat sê hulle. En ons was so sprinkane in ons eie oë, so was ons ook in hulle oë. Ander mense. Ons het altyd daai idee, wat jy vir jouself dink jy ander mense dink van jou. Maar eintlik is jy die een wat dit dink. Sê amen. Jy is wat jy dink jy is. Nie wat ander mense dink jy is nie. Nou dink ons soms van die ander mense sondaal wat ons dink van onsself. En ons dink ons is nie sterk genoeg nie. Ons dink ons kan nie. En ons dink ander mense dink ook so. Ons was so sprinkane in ons oë. So was hulle ons ook in hulle oë. Ek glo nie, die ander mense het ons so gesien nie. Ek dink die ander mense was net so bang vir hulle ook. Okay. Na 40 jaar kom slegs Josua en Caleb die beloofde land betree. Ons weet Caleb was al 80 jaar oud toe hy die bergstreek ingeneem het. Die vyand op die berg verslaan het. Sy landsdeel wat die Here vir hom gegee het. Genesis 3 vers 9 en 10, vrees regressie het ingekom met die sondeval. Ons lees daar, toe roep die Here God na die mense en sê vir hom, waar is jy? En ek dink die Here roep so baie na ons ook. Waar is jy, Jannie? Hoekom kruip jy weg? Ek is bang, Here.
Ek vrees. Mense, kom ons begin sy stem weer hoor. Kom ons begin die werking, kragtige werking van die Heilige Gees en sy woord in ons ervaar. En ons begin progress. En die Here antwoord, en die mens antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek was naak, daarom het ek my verberg. Sien julle die regressie, die agteruitgang. Alles, jy trek jouself terug, jy wil nie meer uitreik nie. Nou, hier is die goeie nuus. Wie is gereed vir die goeie nuus? Amen. Ons het goeie nuus kom luister vanmôre. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Jesus dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Dis die duiwel. Die een wat die vlees gedryf het, is tot niet gemaak. So moenie laat daar weer vlees kom nie, want hy kan nie meer nie. En selfs al is hy soos 'n brullende leeu wat rondgaan, sy tande is uitgetrek. Hy kan nie meer byt nie. Maar baie mense laat nog steeds toe dat hulle dood kan. Nee, ons gaan nie, sê hy nie. En almal kom bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Prys die Here. Daar is bevryding. Hierdie boodskap van môre is vir jou bevryding. Vat dit vir jouself. Eet dit. Voed jouself met hierdie woord van môre. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Die Heilige Gees dryf die liefde. Hy is die liefde van die Vader in ons en deur ons. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar volmaakte liefde dryf die vrees buite. Soos ons opgroei met hierdie woord wat ons hoor. En hierdie verlossingswoord. Begin ons sterk raak in geloof. En die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. En hy maak ons kragtig in die Here. En hy dryf die vrees wat ons het buite toe. Sê amen. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So kom nou mense, is daar vrees by jou? Hierdie boodskap is vir jou. Is daar vrees en angs en teruggetrokkenheid en skaamheid in die mense in jou lewe? Hierdie is die les vir hulle. En jy is die instrument wat dit vir hulle moet aanbied, wat hulle moet troos met hierdie woord. Romeine 8 vers 1 sê, as ons in Christus is, daarom is daar dus nou geen veroordeling as ons in Christus is nie, vir ons wat glo. Sê amen. Ons het nie nodig om te vrees vir die dood. Weet jy hoekom? Weet jy Jesus aangeneem? Kom baie vir my. Dan het jy die lewe gevat. As jy die woord het jy die lewe. Jesus sê, my woorde is gees en lewe, Johannes 6. So wanneer jy die woord vat, en jy eet die woord, en jy neem die woord aan wie Jesus is, hierdie woord van vermoede, begin jy hierdie lewe ervaar binne in jou. En dis hierdie lewe, hierdie liefde van God, wat die vrees uitdryf, dan het jy die ewige lewe. Ja, bestuur, ons gaan allemaal dood en wat dit is niks. Jy is klaar lewendig, jy het die ewige lewe. So as jy fisies dood gaan, so wat? Jy lewe nog steeds vir ewig. So wie is nou bang? Sê, ons het nie nodig om bang te wees nie. Ja, maar jy was hier erg om dood te gaan. Nee, dit is nie. Die Heilige Gees is in jou, hy is by jou, hy help jou deur dit, en jy is vinnig aan die ander kant. Ja, baie mense sukkel so, en kry swaar om dood te gaan. Ja, dit is waar. Maar weet jy wat, die krag van die Here is nog steeds daar, vir hulle wat glo. Moenie vrees nie. Want hy kan oorwinning vir jou gekry. Die opstandingskrag is binne in jou. Die lewe van die Here is binne in jou. Die ewige lewe is binne in jou. Amen. Handelinge 1 vers 6 en 8. Jesus gee die oplossing vir vrees en vir regressie. Wat is die oplossing? Jesus sê, en die wat by mekaar gekom het, vra toe vir Jesus, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Wat Jesus eintlik vir hulle sê, moet julle nie moeg maak met eindtye, gedagtes en gerugte nie. Dis nie waaroor julle moet dink nie. Hy sê, weet net een ding, hier is die ding wat julle moet weet. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wat is Jesus? Jesus is geprogres. Jesus was bang vir niks nie. Jesus het die land deurgegaan, hy het ons die woord gebring. En so het hy ons nou aangestel. En die krag van die Heilige Gees is in ons. En nou soos Jesus is, so is ons ook nou in hierdie wêreld
lees ons in die brief van Johannes. Sê amen. So wat vat vrees en angs en kragteloosheid weg? Word gevul met die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wat is 'n getuie van Jesus? Soos Jesus is, soos jy. Jesus was vreesloos. Jesus was die liefde van die Vader wat oor ons uitdrukking gegee het. Dis nou wie ek en jy is. Sê amen. En daarom bedien ons die mense in ons huis. Ons bedien die mense wat langs ons bly. Ons bure, die mense by jou werk. Jy's nie bang om vir hulle te vertel van Jesus nie. Sê amen. Want jy weet die oplossing van almal se probleme is Jesus. En die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het, wat hom nou 'n werklikheid maak in ons en deur ons. Ons is nou vreesloos. Sê amen almal. Efesiërs 6:10 sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Nou ja, hy sê daarna, trek die volle wapenrusting aan. Hoekom? Sodat jy kan bid. En een van die gebede, hy sê alle soorte gebed kan bid. En een van die alle soorte gebed is om te bid in jou vreemde hemelse taal wat die Here vir jou gegee het. Omdat jy gevul is met die Heilige Gees, saam met invulling met die Heilige Gees gaan spreek in vreemde taal. Wie van julle bid nog in jou taal? Kom, baie van my. Dit is baie belangrik as jy dit doen. En hierdie les van vermoede is juist om jou aan te moedig om nog meer te bid as wat jy ooit voorheen gebid het. En vir die van julle wat dit nog nie ervaar het en dit nog nie vrygekom het om in jou hemelse taal te bid nie, ek wil jou help. Sommer na hierdie diens sal ek jou help. Vir jou hande oplê, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang. Baie van julle was al hier, maar jy het begin praat in 'n paar woorde en jy het opgehou. So hierdie les is om jou weer aan te moedig, sodat jy weer meer en meer in jou hemelse taal sal praat en sal bid. Die remedie, die antidote van vrees en skaamgevoel is dus doop met die Heilige Gees en die spreek in vreemde tale. Kom net onder die invloed van die Heilige Gees en die probleem is opgelos. Dis hoe jy juist onder die invloed van die Heilige Gees kom, om aanhoudend in jou gebedstaal, jou geestelike taal, te bid. Hallo? Spreek in vreemde tale is die teken en die bewys dat iemand wel onder die invloed van die Heilige Gees is. Ja, Markus 16 vers 17 en 18. En vir die wat geglo het, vir hulle wat begin progres het, wat vooruit begin gaan, sal hierdie tekens volg. Sê almal teken. In my naam sal hulle duiwels uitdryf met nuwe tale. Die regte vertaling is ongewone tale, tale wat niemand ken, sal hulle spreek. Siekes sal hulle die hande lê en die siekes sal gesond word. Dis tekens dat jy glo. Pastoor, ek het baie lank plaas in my hemelse gebedstaal, geestelike taal gebid. Wie is dit? Dis omdat jy geregereis het. Hallo? O Christie, wie Christie? Jy het geregereis. Jy het besig om agteruit te gaan. Geen wonder dat jou lewenstand stom nie. Geen wonder jy reik nie uit meer na mense om jou nie. Jy sit net waar jy sit en jy sê net die hele tyd, only me Lord, help me, help me. Mense moet my help. Nee, vergeet dit. Jy moet nou begin uitreik na ander mense. Vergeet van jouself. Begin uitreik. Hoe meer jy van jouself vergeet, hoe vinniger verdwyn jou probleme. Dis omdat jy so in jouself in is en die hele tyd met jouself besig is, dat jy nog meer probleme ontwikkel. Nee, vergeet van jouself. Word gevul met die Heilige Gees. Bid in jou hemelse taal en ervaar hoe meer jy uitreik en progres. En alles van jou sal progres. Amen. Alles sal vooruit gaan. Jesaja 28 vers 10. Hierdie fenomena van spreek in vreemde tale is reeds voorspel in die Ou Testament. Hier staan, mense wat nie onder die invloed van die Heilige Gees is nie, sy lewe klink so, gebod op gebod, gebod op gebod, reeltjie op reeltjie, reeltjie op reeltjie, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Geen invloed van die Heilige Gees in jou lewe, jy bid nie in jou hemelse taal nie, wat ervaar jy?
Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reeltjie op reeltjie. Asof alles wil stilstaan, niks wil regkom nie. Oral is net probleme vir jou. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek en hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus. Die rus is teenoorgestelde van onrus en vrees. Gee rus aan die vermoeides en dit is die verkooping, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reeltjie op reeltjie, reeltjie op reeltjie, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan, agteruit struikel en verbreek en verstrik word en gevang word. Sien julle die regressie? Nou prys die Here. Jy het luister hierdie woord vanmôre en jy sê, jy stop het vandag. En ek gaan myself nou help, en ek gaan hierdie woord vat, en ek gaan my voet met hierdie woord, en ek gaan dit toepas in my lewe. En dan gaan ek opstaan, en ek gaan optree, en ek gaan uit my isolasie uitkom, in my regressie uitkom, en ek gaan begin progress, ek gaan begin vooruitgaan, en ek gaan mense bereik. 1 Korintiërs 14 vers 21, Paulus verwys spesifiek na Jesaja 28 vers 11 wat ons sopas gelees het. In die wet is geskrywe, sê hy, ek sal deur mense van ander tale, sê almal ander tale, en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Ou Testament, Nuwe Testament, het verbintenis met mekaar. Selfde parallelle lyne loop reg deur, parallelle lyne van waarheid. Hy sê, lippe wat hakkel en 'n vreemde tong verwys na vreemde, ongewone tale. Lippe wat hakkel. Dis so dit vir die profeet sing. Vir jou hakkel, want dit is eintlik 'n vreemde tale wat hy spreek. Ongewone tale, vreemde tale wat gespreek word deur die wat gedoop is met die Heilige Gees. Ongewone vreemde tale is die bevestiging dat iemand die Heilige Gees dooping ontvang het. Hoe weet ek is die Heilige Gees dooping ontvang? Wanneer ek gereeld vloei in my hemelse taal. Hoor jy daarop? Handelinge 10 vers 45 en 46. Die Heilige Gees dooping gaan gepaard met die spreek in vreemde tale. Ons lees dit hier. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Hoekom was hulle verbaas? Wat het hulle gesien? Wat het hulle gehoor? Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. So dis die teken en die bewys. Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met vreemde tale, ongewone tale wat nog nooit gehoor is nie, gespreek en geprofeteer. So kan jy die teken sien. So wat is die teken vir jou vandag? Of jy nog in die Heilige Gees is? Spreek in vreemde tale. Hallo, raai vir my as jy hier is? Ek wil jou help. Ek spreek jou behoefte aan. As jy teruggetrokke is, kragteloos voel, vol vrees en angs, en die lewe is vir jou onseker, hierdie les is vir jou. Dis 'n troostles. Dan moet jy dit net toepassing vind. Wie wat ook al jou tong weet het, baie belangrike stelling, beheer jou lewe. Sê almal tong? Wat doen die tong? Die tong praat baie, né? Nou ek kan 'n paar woorde na van jou luister, dan weet ek wat jou tong weet. So julle kan luister na mense, jy wat die woord ken, en vol is van die Heilige Gees, kan luister na mense en wat kom uit hulle monde uit, wat het hulle tong weet, en dan weet jy wat die behoefte is. Ja. Dan kan jy hulle bedien. Ja. Wie jou denke, gedagtes, gemoed weet het, het jou tong weet. Waarin weet jy jou denke, gedagtes en gemoed? Waaraan jy jou denke, gedagtes en gemoed oorgegee het, daaraan het jy jou tong oorgegee. Want jou tong word beheer uit jou gedagtes, denke en gemoed. Dooping met die Heilige Gees is 'n tongoorgawe aan die Heilige Gees. Hoor julle wat ek sê? Ja. As jy nie jou vreemde hemelse taal bid nie, want gee jy nie oor. Want dit is 'n oorgawe.
Jou verstand verstaan dit en dit is dwaasheid. Maar jy gaan nou in die gees en jy hou aanbind in vreemde tale. En jou verstand sê vir jou, wat gaan nou aan, wat sê jy, ek wil ook weet, wat sê jy? Dis vir die verstand, dis 'n dwaasheid. Maar weet jy wat? Jy hou aan om jou tong oor te gee aan die Heilige Gees werking, want wat jou tong beheer jou hele lewe. Jakobus 3 vers 2 tot 5. Ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde, sy almal woorde, nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. In staat om ook sy hele liggaam in toom te hou. As ek luister na jou woorde, weet ek dadelik, is jy onder beheer van jouself, of het jy beheer verloor? Want wat uit jou mond uitkom, bepaal dit vir my. Jou tong. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke. Kyk eens, ek het wil sê, ek wil so graag 'n stang in jou bek sit. Okay, ekskuus. Kyk, ons sit stange in perde se bekke. Ek het net so 'n rolletjie toiletpapier daar in my kar. Permanent. As iemand ons saam ry en praat nonsens, dan blyk rustig, ek vat net die rolletjie toiletpapier en gee hom aan. Dan verstaan die persoon, jy praat in nonsens. Okay. Sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle die hele liggaam daarmee. Op ander woorde is van die perd, jy stuur die perd by die stap. Groot sterk perd waar jy sit, ek weet hy is baie sterker as jy, maar omdat jy stang in die bek het, sy tong beet het, kan jy hom stuur net waar jy wil. Selfs met jouself. Nou, kom ons lees verder. Kyk hoe die skeep, alhoewel het so groot is, en deur ewige winde voorgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. En hy staan daar boonetjie uit, hierdie groot magtige skip, met 'n klein stuurstang, en hy stuur daai skip net waar hy wil. So is die tong. So is jou tong. Net so is die tong ook, 'n klein lid, en beroem op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. En dan lees ons verder Jakobus 3 vers 8 tot 10. Hoe tem ek hierdie tong? Wie wil weet? Wat as jy jou tong kan beetkry, en jou tong kan tem, het jy oorwin, stem julle saam. Maar niemand kry dit reg nie. Maar ja, is 'n manier. Kom ons kyk. Die tong kan geen mens stem, dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders en susters, hoort nie so nie. Handelinge 2 vers 3 tot 4. Met die dooping van die Heilige Gees kry die Heilige Gees jou tong beet. Sê amen. Is dit nie interessant? Is nie juist interessant? Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, sê almal tonge. Ek weet is tonge van vuur, maar dis tonge, sê tonge. Want hulle self verdeel en om elkeen gaan sit het. Dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees tonge gaan sit op jou, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En wat is die eerste teken, fenomena, wat gebeur het, wat sigbaar is vir almal? Hulle begin spreek in vreemde taal, soos die Heilige Gees aan hulle gee. Wow! Wat gebeur met jou as jy gevul word met die Heilige Gees? Jy begin spreek in vreemde taal. So die Heilige Gees kry jou tong weet. En dis hoe jou tong getem word. Amen. Wow! Wow, wow. Voordele om in vreemde tale te spreek. Voordeel nommer 1, dit versterk en verskerp die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Jy wil 'n groot invloed van die Heilige Gees in jou lewe hê. Dan moet jy begin spreek, broer en suster. Begin praat in jou vreemde taal. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sê Jesus. Jy het dit reeds genoem, ek noem dit weer. En dis hoe dit gebeur. Die Griekse woord vir krag, die krag wat Jesus van praat, is dynamos. En dis waar ons woord dynamiet vandaan kry. Daar's 'n ander woord wat ons ook uit hierdie woord uit kry. Die woord dynamo. Wat is 'n dynamo? Dis 'n ding wat krag opwek. Die van julle wat fietsse het en wat dit nog het, jy kry 'n dynamo op jou agterwiel van jou fiets wat daar reg staan.
en dan gee jy hom so 'n klap, dan kom hy tot teen die wiel. As jy dan ry in die aand, dan want jy lig, die fiets se lig. Maar jy moet trap, broer, en jy moet trap, suster. Want as jy nie trap nie, gaan die lig nie brand nie. Halleluja. Amen. Die Here het jou tong weet, maar as jy nie jou taal gaan uitspreek nie, as jy nie gaan bid nie, trap jy nie, draai die dinamo nie. Halleluja. Is die dromers, die krag van die Here nie 'n werklikheid vir jou nie. Kom nou, ja, daar's krag, maar jy moet aksie neem. Die Here het nou jou tong weet. En weet jy wat, ons het agtergekom, hoe meer mense bid in vreemde tale, hoe minder skinder hulle. Yes. Hoe minder praat hulle bolie en nonsens. Hoe meer jy bid in die Gees, hoe meer heilig raak jy. En hoe meer begin jou kop skoon raak. Hallo mense, jy is meer bewus van die Here, van sy teenwoordigheid. Wie van julle weet, sekere dinge sal jy nie sê as sekere mense teenwoordig is nie. Hoeveel meer die teenwoordigheid van God Almagtig in jou lewe. So jy begin opreg lewe, jy begin reg lewe, en jou mond is getem. Jou kop raak vol van die woord, want die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid, omtrent die woord. Jy voed jouself met woorde van geloof, en as jou mond oopgaan, en jy praat Afrikaans of Engels, of wat 'n taal ook al, dan is dit woordtaal, liefdestaal, Heilige Geestaal, Amen. aanmoedigingstaal vir mense in jou lewe. Maar jy met die fiets trap, sê vir die persoon langs jy weet jy jou fiets trap. Anders gaan die lig nie skyn. Sê amen. Amen. Ek wil hoor dat jy dit al meer en meer in jou taal bid. Hallo? Ja, maar bestuur, ja, van die, as jy mense sê, is nie van die Here nie. Wel, ek wil vir jou sê, dis in die woord, en ek wil vir jou sê, my ervaring met die woord, dis net goed vir jou. Wanneer ons in tale bid, draai die dinamo en vermeerder die krag en die invloed van die Heilige Gees in ons lewens. 1 Korintiërs 14 vers 4 sê Paulus, hy wat in 'n taal bid, stig homself. Ander vertalings sê, laai sy geestelike battery. Voordeel nommer 2, as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Nou watter deel van jou is die sterkste, jou gees, siel of jou liggaam? Yes. Wat is die sterker deel van jou? Wat is die deel van jou wat in kontak is met gees van die Vader, jou hemelse Vader? Sê gees. So, wie sal my saamstem? Ek kan nie verstand bid, dit kan kragtig wees, maar alles 'n geestelike woord bid, maar wat is die kragtigste gebed? Wanneer ek my gees bid. Sê amen? Amen. Nou is al mense sê, ja, maar tale het opgehou, dis nie vir vandag nie, maar dan het jou gees ook seker opgehou. Wie het allemaal gees die, al die spookies al hy vir my? Amen. Ek was tweede gees is 'n spook. Nee, dis nie. Jy is 'n gees. Jy woon in 'n liggaam en besit siel, denke, gedagtes en gemoed. Hallo. Wil jy nie kragtig bid nie? Amen. Wil jy kragtig bid? Amen. Bid in die gees. Hy sê hierso, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Ja. Maar my verstand is onvrugbaar. Yes. Amen. So ons kan dit omdraai. As ek nie in 'n taal bid nie, 'n vreemde taal, dan bid my gees glad nie. Wow. Dan bly jy kragteloos. Is dit jou verstand? En bly in die verstand. Kom nou. Amen. So is tale vir vandag. Dit moet wees want die geeste is nog hier. Amen. Hallo al die geeste, baie vir my. Amen. Amen. Baie vir my daar uit jou liggaam uit gees. Amen. As jy gees is, het jy die vermoë. Amen. Is jy bekwaam gemaak om in die gees te kan bid. Is jy gevul is met die Heilige Gees. Wow. Wil jy kragtige lewe hê? Wil jy 'n kragtige huwelik hê? Wil jy 'n kragtige ma wees, 'n moeder vir jou kinders, 'n pa vir jou kinders, pa vir jou huisgesin? As jy 'n manier om kragtig te word, gee jou tong vir die Here. Amen. Doen 'n oorgawe. Om gedoop te word deur die Heilige Gees, self doop geword deur water, baptis jouself te woord. Ek het al iemand probeer doop wat nie gedoop wil wees nie. Jy kry nie onder daai water nie. Dis 'n oorgawe, sê amen. Amen. Persoon, groot, sterk, fris persoon, kan ek doop as hy 'n oorgawe maak.
En ek druk hom onder die water. Hetzelfde met baptisme in die Heilige Gees. Amen. Jy moet oorgee. Amen. Kom al slim wees. Natuurlike verstand. Verstaan nie die dinge van die Gees nie, want dit is van dwaasheid. Amen. So kom ons raak nou slim in die Here. Amen. Kom ons gee ons tonge vir die Here. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my Gees, maar ons verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die Gees psalms sing. Oh, Ons yes. kan tot in tale psalms sing. Yes. Dan sing jy geestelike liedere. Maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Watter gebed is die kragtigste? Geesgebed of verstandgebed? En julle sê? Yes. Bid in die Gees. Gees is sterker as verstand. Dis ek bid eerder met die Gees. Dis Amen. om vreemde tale te bid. Voordeel nommer 3. As ek in 'n vreemde taal spreek, ervaar ek rus en verkoeking. Wie bietjie rus nodig? Wie bietjie verkoeking nodig? Yes. Amen. Dit in vreemde tale. Ja. Amen. Ek gaan terug na Jesaja wat ons al reeds gedoen het. 28 vers 11 en 12. Hy sal deur lippe wat hakkel en 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit, Is die as jy in rus. vreemde tale begin spreek, dit is die rus. Gee rus aan die vermoeides. En dit is die verkoeking. Amen. 1 Korintiërs 14:4 sê Paulus dieselfde. Hy wat in taal bid, stig homself. Sê amen. Gee homself rus. As jy onrustig is, wat doen jy? Bid in 'n taal, bid in die Gees. As jy onrustig is en jy is vol angs en vrees en jy voel benoud, kan jy nie in die verstand bid in elk geval nie. Jy kom nie aan die gebid nie. Want dan bid jy in jou vreemde taal. Amen. Sê amen. En dan begin daar dinge gebeur. Dan kom 'n rustigheid oor jou. Dan kom 'n verkoeking oor jou. Amen. Die spreek verborgen julle. Ek lees dit weer, Korintiërs 14:4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Stig homself kan ook beskryf word as het ek gesê, laai jou geestelike battery. Romeine 8 vers 26. En net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hierdie sugtinge klink vir my soos vreemde taal. Jy mag dalk sê, "Ag, ek kan nie meer nie," maar jy gaan oor in jou taal en jy bid in daai taal. En jou verstand val jou aan, en jou verstand sê, "Wat doen jy nou? Wat doen jy nou?" Maar jy hou aan. En skielik kom daar 'n krag in jou en 'n krag staan op in jou. En daar kom 'n rustigheid en 'n verkoeking. Amen. Nou, hoe ontvang ek die Heilige Gees? Hoe lank is ek al besig hier? Is daar nog so 'n klein tydjie? Hierdie is my net so belangrik en ek dink ek gaan dit laat oorstaan vir volgende week. Yes. Amen. Ek gaan vir julle die nitty-gritty gee. Hoe ontvang ek die Heilige Gees? Ek gaan my persoonlike getuienis vir julle gee, hoe ek die Heilige Gees ontvang het. En ek gaan ook vir Pastor Wimpie vra om haar persoonlike getuienis te gee. Hoe sy die Heilige Gees ontvang het. Amen. Amen. Ek weet van 2 broers, ek sal dit weer doen in volgende week se les. Broer, miskien leef van hulle familie nog, maar ja, daar is van hulle familie, seker nog lewe, maar hulle is reeds al oorlede. Dierbare broer, Breed Potgieter en Piet Watkins. Hulle was hier in die gemeente en ons het baie hierdie tipe les gebring, en hulle het so begeer om gevul te word met die Heilige Gees, maar hulle kon nooit kom by die sprekende taal. En ek dink daar is die van julle wat hier sit, en die wat luister, sê ja, pastoor, ek het nog nooit dit kon regkry om te vloei in my hemelse taal. Hulle het al gekom en hulle het al vir my gebid, maar dit wil net nie regkom nie. Hierdie les van volgende Sondag is vir jou. So sit broer Piet en broer Breed, sy naam is Breed, Potgieter. So is hulle kon net nie, hulle kon net nie ontvang nie. So gaan ons toe en ons hou 'n deernag bid hier. En ons was seker so 2 ure aan die gang voor hulle is opgedag, want hulle het gewerk. En hulle kom toe in die groep en ons is op daai stadium omhels, sing ons daai lied, ons het jou lief met die liefde van die Here, ons stap ons na mekaar toe en ons gee mekaar drukkies. En hulle kom toe in en toe die 2 manne,
Breed en Piet, wat nog nie die Heilige Gees vloei het nie. Daar sal baie vir hulle gebid. Die oomblik toe hulle mekaar omhels, daar was 'n anointing, daar was 'n salwe, Yes, want ons het al 2 ure gebid in vreemde tale, in ons geestelike gebede. Toe gebeur daar wonderwerk. Oomblik toe hulle mekaar omhels, toe val daar 'n krag van die Heilige Gees op hulle. Geweldig. En hulle val om, en hulle is op die grond. En hulle begin al 2 klipaard in vreemde tale bid en spreek. Amen. Dat almal naderhand stil raak en almal weet van hulle probleem om te vloei. En hulle ons almal kyk so en sê net, "Wow, dankie Here." Amen. Mense, wow, dis 'n werklikheid. So as jy sukkel daarmee en nog nie aan dis kom jy sukkel man, jy sukkel. Want jy's beperk en jy het geregress. My grootste begeerte vir jou is dat jy sal vloei in die Heilige Gees en in jou hemelse taal gereeld sal bid. Amen. Wanneer jy voel jou tong wil nonsens praat, bid jy liewer in vreemde taal. Oh yes. Amen. Of spreek liewer vreemde taal. Sê amen. Ons wil net laat dit klink asof ons beheer daaroor het. Dis dit wat ons vir julle gaan wys. Ja, die Heilige Gees droom jou, maar jy het die beheer. Amen. Baie mense is bang wanneer hulle gedoop word in die Heilige Gees, gaan hulle onbeheers begin praat. En dan gaan almal dan veral as jy nou in regressie is en vreedskap, jy wil nie nou net hier afgaan in vreemde taal. Ek het goeie nuus vir jou. Jy is in beheer. Maar weet jy wat? Jy gee oor aan die Heilige Gees en jy bid in jou taal. Amen. En jy sal sien jou lewe begin verander. Amen. Jy gaan die krag in jou begin ervaar. Die dunamis. Jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuies wees. Soos ek is, so sal julle wees. Julle sal die liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, krag van die Here oor ons uitstraal. Want die krag is in jou. Maar jy met die fiets trap, sê amen. As jy nie trap nie, as jy nie spreek in daai taal nie, gaan niks gebeur nie. Hou jy onder die grens. Wie wil progress? Amen. Amen. Vader, ons dankie vir u woord vanmôre. Ons dankie Here dat u die was 'n bemoediging. En dat almal het nou 'n groot begeerte wat nog nie vloei in die Heilige Gees nie. Sal die volgende les luister en sal ontvang en sal begin vloei in hulle geestelike hemelse taal. Ons gee U al die lof en al die prys in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dis seker die grootste geskenk wat ek in my lewe ontvang het. Naas die feit dat Jesus Christus my verlosser en my saligmaker is die feit van die Heilige Gees in my lewe. En ek kan net vir julle sê, as ek in tale bid, en ek bid baie in tale, die woord van die Here, en die wysheid van God, die openbaringskennis van God, vloei uit jou uit. Dis soos 'n fontein wat uit jou uitstroom. Jy hoef nie eers regtig waar te dink wat jy gaan sê nie, want die Heilige Gees het jou tong weet. Jy kan net praat en is asof jy 'n direkte skakelaar het wat aan is. En jy is dan, jy's gesupercharged om te bedien. Jy bedien sommer van self. Amen. Dis nie 'n kwessie van, ek moet nou eers in 'n mode kom om nou te bedien nie. Nee, jy is in die bedieningsmode al klaar. En jy bly daarin. Amen. Jy bly daarin. Ek voel, as van julle hier wat vandag al wil die Heilige Gees ontvang. As daar van julle is wat vandag wil ontvang, steek net vir my hand op dat ek weet. OK, goed, daar is mense wat wil, kom vorentoe, laat ons gou vir